Goeienaand, broers en susters. Jullie agter die blom ook sê, goeienaand. Wat 'n mooi gesig. Of moet ek eerder sê gesigte. Verlede jaar hierdie tyd het ons met maskers gesing, kan julle glo? En dit is so lekker om julle in die oë te kan kyk en die monde kan sien en vanaand gaan ons heerlik saam sing. Dit is hoekom ons hier is 'n Kerssangdiens. Baie welkom as jy besoeker is. Jy is ook so welkom hier by ons vanaand. En natuurlik ook die koorlede en die musikante, mense van oor in George en selfs nog verder. Baie dankie vir elkeen van julle wat vanaand betrokke is. Agter die skerms, daar by die klank en die borde, die rekenaar, die kameras, die dames in die saal wat besig is met die koffie en die tee. Ag, daar's 'n hele lys, Gerrit het die name op die bord gehad. Baie dankie vir elkeen wat vanaand op 'n manier betrokke is. En natuurlik ook die orgelkompers daar agter. Ek moet dan 'n spesiale melding maak vir julle. Ons is bevoorreg dat die orgel is natuurlik gebou, die pragtige orgel hier agter, in 'n tyd toe daar nie elektrisiteit was nie. So hy is gerad om sonder elektrisiteit te kan werk. Hy's meganies, so hy werk met elektrisiteit. Hulle het later jare het hulle elektriese motor ingebou, maar hulle het gelukkig nooit die pomparm uitgehaal nie. So dankie aan julle twee, Quentin en Stiane. Baie dankie daaroor. Goed vriende, ons gaan vir 'n paar oomblikke stil word. Ons tema vanaand gaan oor vrede, lewe en vreugde. En daarop kan ons net sê halleluja. Dit is ons tema vanaand. Dit gaan oor Jesus Christus wat na hierdie wêreld toe gekom het. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee. Vanaand vier ons dit. Dit is die eerste Sondag van Advent en een van die dae vier ons ook Jesus se geboorte op Kersdag. Ons gaan vir 'n paar oomblikke stil word. Alles verskyn op die bord. Jy kan dit vervolg soos wat dit daar is, sonder enige aankondigings tussenin. Geniet die aand. Gerrit, ek is net nie seker nie, staan daar op die bord as mense moet staan of sit ons of dit staan op die bord. Baie dankie. Ek gedink jy sal dit daar sit. Maar Gerrit, dankie ook vir die voorbereiding van die Kerssangdiens en ook die borde. Daar moet ook iemand wees wat dit dryf. En ons is bevoorreg om vir Gerrit Jordaan aan die stuur te kan hê. Kom ons word stil. Amen.
Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Vredevors. Vrede is meer as 'n stil lewe skildery wat ergens 'n prys op 'n kunswedstryd wen. Vrede is meer as 'n skietstilstand tussen Oekraïne en Rusland waarvoor almal bid. Vrede is meer as 2 wit duifies by 'n kabbelende stroom. Ja, vrede sê Jesaja is 'n persoon, Jesus Christus. Interessant dat Jesaja hom vredevors noem. Gewoonlik as mense dink aan 'n vors, 'n koning, dan dink mense aan iemand wat mag het. En so die konings in die vroeë tyd elke seisoen uitgegaan om te gaan oorlog maak, om te gaan wys hoe sterk hulle is en hoe vernaam hulle is. Hulle is die vors wat mag het om ander te onderwerp. Jesus is die vredevors. Hy is die vors wat sy mag gebruik om vrede te maak. Hy is die een wat sy oormag kom bekendstel in die wêreld. Deur te sterf, deur gebore te word as 'n mens, deur uit sy mag af te buig, nederig voete te was. Dis die kenmerk van die vredevors. Dis vrede. En dis die goeie nuus. Daarom vier ons dit. Ons gaan 'n lied sing. Ons roep na U, Here Jesus, uit 'n wêreld vol konflik en geweld. Ons smag na U, ons enigste antwoord, ons vredevors.
daar is vir ons 'n kind gebore. Lewe, o die wonder van lewe. Wie het al die voorreg gehad om 'n pasgebore babietjie vas te hou? Of 'n ou klein katjie of 'n hondjie? Lewe. Hoe wonderlik is lewe nie. Die van julle wat plantliefhebbers is en kleins of saadjies gesaai het en met opgewondenheid dag vir dag die grond dophou om te sien wanneer daardie plantjie deurbreek. Lewe. Hoe wonderlik is lewe. In die begin het God oor die waters gesweef, toe die aarde woes en leeg was. En hy het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Die begin van lewe. Hoe kosbaar is lewe nie. Eeue later het die lig, die ware lig, na die wêreld toe gekom. Juis om vir jou en vir my te kom demonstreer hoe kosbaar die lewe is wat God geskaap het. So kosbaar dat hy bereid was om sy eie lewe daarvoor te gee. Daar is vir ons 'n kind gebore. Dit is 'n seun wat aan ons gegee is. Hy sal oor ons regeer en sy koninklike titels sal wees spesiale raadsman, God wat sterk is, ewige Vader, koning van vrede. Here, U die God van lewe. Ja, U die God wat lewe gee. U is ook die God wat ons gebede antwoord, ons gebede verhoor. Ons prys U daarvoor. Dankie dat U die lig is wat na hierdie wêreld toe gekom het. Amen.
kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem Wonderbaar Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Dis 'n boodskap nie net van vrede en lewe nie, maar dis 'n boodskap van vreugde. In die Ou Testament was daar groot vreugde as die koning teruggekom het. Na 'n veldslag en die bout is verdeel en elkeen van die volk het sy deel gekry. Die mense was bly geweest. Maar daar's 'n groter vreugde. Want toe die Vredevors, die prins van vrede kom, toe hy sy koms aan die wêreld begroet met vreugde, met blydskap. Die engele sing 'n lied, die herders kom kyk, die wyse manne kom van ver, en vreugde en blydskap is op almal se gemoed. Waarom? Want die mens, ek en jy, ontvang nie net iets nie. Ons vang nie 'n stukkie iets wat deel van die wêreld is nie. Nee, ons ontvang God self. Hy self kom gee homself. Hy word een van ons. En daarom is vreugde dieper as wat Jesaja ooit nog gedink het. Vreugde is 'n persoon. Daarom skryf Paulus in Filippense en hy sê, wees bly. Ek herhaal, wees bly. Wees bly in die Here. In alle omstandighede. Dis die goeie nuus. Die vreugde. Die blydskap wat so kenmerkend van die vroeë kerk was. En 'n vreugde wat ek en jy so nodig het vandag. Gaan leef uit die bron van vreugde. Hy wat Vredevors is. Hy wat die bron van lewe is. Hy wat die rede van my vreugde is. Ons roep na U, Here Jesus, uit 'n wêreld sonder sin en vreugde. Maak ons harte lig. Here, U is ons enigste antwoord. Amen.
genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.